Nou ja, vandag is dit in die kerk, in die EG Kerk van Suid-Afrika, is dit dan Wêreld-Evangelisasie Dag of anders gestel Sinodale Sendingdag. Die Sinodale Sendingkommissie onder leiding van Dominee Thys Loubser, hulle het so die afgelope tyd begin praat en gesê, hulle wil eintlik graag die benaming sending verander na wêreld-evangelisasie, en ek hou nogal daarvan. Dit sê eintlik waarmee is ons besig. En ons gaan saam lees uit die Here se woord, jy kan vir ons oorskakel, uit Handelinge hoofstuk 1. Ons begin ook sommer nou in alle erns ons harte voorberei vir Pinkster. En ja, van volgende Sondagoggend af het ons Pinksterdienste. So, ons lees Handelinge hoofstuk 1 en daarvan die eerste 8 verse. Ons gaan moontlik vanoggend 'n klein bietjie oor die tyd, maar ek beloof u sal nie 12 uur vannag huis toe gaan, of selfs 12 uur vanmiddag nie, net 'n paar minute oor die tyd gaan. Ons het 'n lywige program, maar 'n baie opwindende program vir ons erediens vanmôre. En vanoggend sal julle die kortste preek uit my preekeskat hoor wat ek nog ooit gebring het. Want ons gaan bietjie die diens eintlik baie meer prakties. En eintlik moet nou nie dink die prakties is net somme nie, dis deel eintlik van die preek. Om net te sê, hoe is ons betrokke en waarmee is ons besig? Handelinge 1 vers 1 tot 8. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Toe antwoord hy hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Tot daar ons skriflesing. Ons gaan net so bly sit vanmôre en ek gaan vir ons 'n kort gebed doen om ook die Here te vra om net hierdie diens vir ons ryklik te seën. Hemelse Vader, ons dankie dat ons die evangelie van Jesus Christus in ons midde het. Ons dankie dat dit die krag van God tot redding is vir elkeen wat glo, Jode sowel as Grieke, enige volk, taal, stam en nasie. Ons dankie dat soveel mense deur die eeue wat met die evangelie van Jesus Christus in aanraking gekom het, radikaal verander is, van binne af getransformeer is, deur die wonder van wedergeboorte. En ons dankie dat hierdie oggend 'n oggend is wat ons dan spesiaal toewy aan die verkondiging en die uitbreiding van die evangelie. Ons dink aan u woorde waar u self gesê het dat hierdie evangelie van die koninkryk aan die hele wêreld verkondig moet word en dan sal die einde kom. Ja, Here, gaan asseblief ook voort met die wonderlike werk van wêreld-evangelisasie. Gebruik ons ook as instrumente in u hand. En hoewel ons weet dat ons nie almal
Japan of China of Rusland of Amerika of Nederland of waar ook al heen sal gaan om daar u getuies te wees nie, kan ons ook op 'n besondere manier oral betrokke wees. Deur gebed, deur ondersteuning, en watter maniere ook al. En ons bid, Here Jesus, kom dan vanmôre en kom staan by ons stil en kom bereik u wonderlike en kosbare doel. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Nou ja, ons tema dan vanmôre, wêreldevangelisasie, en die Here Jesus sê hier in Handelinge 1 vers 8 vir ons baie duidelik, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En daardie krag, daardie Heilige Gees gewerkte krag, is onmisbaar in die verkondiging van die evangelie. 'n Mens kan dit nie waag om met iemand oor die Here Jesus te praat, as jy nie die sekerheid in jou hart het, ek doen dit in die krag van die Heilige Gees nie. Waarom? Is vir my so mooi as jy dink oor hierdie woorde van die Here Jesus, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. In die eerste plek is 'n mens van nature bang om met ander oor Jesus te praat. En het jy daardie krag nodig? Daardie innerlike versterking nodig? Die dynamos waarvan die Grieks praat, waar ons woordjie dinamiet vandaan kom. Om die vrymoedigheid te kan hê om met ander te praat. En u gaan vanmôre 'n besondere getuienis hier hoor van 'n lidmaat van ons. En hoe die Here eintlik letterlik sy mond oopgesluit het. En hy hierdie krag ontvang het om met ander te wil praat oor Jesus. Maar nie alleen om jou die vrymoedigheid te gee sodat jy wil praat en kan praat nie, maar ook dat dit effektief sal wees. Dat wanneer jy met iemand praat, dit in die betoning en krag van die Heilige Gees sal wees. As u Petrus se boodskap op Pinksterdag gaan ontleed en gaan sien wat het hy die dag op Pinksterdag gepreek, dan gaan u agterkom dat as Petrus daardie preek nie in die krag van die Heilige Gees gepreek het nie, dan sou daar nie 3000 tot bekering gekom nie, maar hulle sou hom net daar en dan gekruisig het. Want hy beskuldig hulle dat hulle Jesus gekruisig het. Maar dat God hom gegee het as 'n losprys vir ons sondes en hom opgewek het uit die dood. En dan staan daar, en toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander gevra, wat moet ons doen, broeders? En daar's 3000 van hulle gered, Jode, op daardie wonderlike Pinksterdag. So in die eerste plek, as ons na Handelinge 1 vers 8 kyk, dan gaan dit oor krag. En ons moet werklik die Here vertrou om ons te vervul met sy Heilige Gees, sodat ons innerlike krag kan hê om te wil getuig en om wel te getuig, maar ook dat ons getuienis in die betoning van gees en krag sal wees en nie in eie krag nie. Want in eie krag gaan ons nêrens kom nie. In eie krag gaan ons niemand oortuig nie. In eie krag gaan ons glad nie iemand vir die Here kan wen. Dis die Gees van God se werk deur die woord. Maar Jesus gaan voort en hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En dan noem hy 'n paar plekke. En daar sien u die rooi kringetjie, in Jerusalem sal julle my getuies wees. En dan staan daar hierdie woorde, sowel as Judea. En daar kan u sien, waar was Judea? Dit was die provinsie rondom Jerusalem. Jerusalem was die stad. Dis ons Pretoria. En Judea is die provinsie, dis ons Gauteng. En Samaria, dis die ander provinsies in die land. So, dis met ander woorde oor die hele land heen. En dan uiteindelik tot aan die uiterstes van die aarde. En hoe wonderlik om vanmôre te weet dat die evangelie al
byna oor die hele wêreld versprei het. Daar's nog onbereikte plekke, mens kan dit nie glo nie. Daar's nog plekke op daai aardbol waar mense nog nooit die evangelie gehoor het nie. En ons moet bid, en ons moet die Here vertrou, dat die evangelie ook daar sal uitkom. So, dis baie duidelik, ook as 'n mens kyk na die groot opdrag in ander dele, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Nee, dis die begeerte van die Here Jesus, dat al die nasies sy disippels moet word. Hy het nie net vir die Jode gesterf nie, hy het nie net vir Afrikaners gesterf nie, hy het vir al die nasies gesterf, hy het almal lief, hy wil almal red, hy wil almal sy kinders maak. 1 Timoteus 2 vers 3, dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. Hoe wonderlik, hoe kosbaar. En daarom het ons as gemeente ook die voorreg, ook die EG Kerk van Suid-Afrika, ons het 'n sendingorganisasie binne ons kerk, wat bekend staan as Aksie 18. Dominee Thys Loupsher is die sendingkoördineerder van Aksie 18. En hoewel hy nou al met pensioen is, het hy nog nie wat Aksie 18 betref met pensioen gegaan nie. Hy werk nog kliphard en beywer hom nog vir die uitbreiding van die koninkryk. En ek is so dankbaar dat ons as plaaslike gemeente hier in Pretoria Oos ook 'n baie sterk sending hart en 'n sending vir wêreldevangelisasie hart en betrokkenheid het. En die res van hierdie diens gaan dan vanmôre ingevul word deur die praktyk. En ons gaan 'n bietjie stil staan by die praktyk. Nou ja, ons Jerusalem is natuurlik Pretoria. En so 'n paar maande of bietjie meer as 'n jaar gelede, ontmoet ek 'n man en vrou, Anton en Nina Lou, en hulle deel hulle getuienis met my. En dis vir my net wonderlik, en hulle word lidmate by ons. En ons het vir Anton gevra dat hy vir ons as gemeente vanmôre sal kom vertel waarmee is hulle in Pretoria besig. Broer Anton, jy het 5 minute. Baie dankie. Broeders, susters, ons sendingaksie is spesifiek gekonsentreer in Pretoria en omgewing. Ons stel dit vir ons ten doel om die geestelike en die emosionele en die fisiese nood in Pretoria en omgewing aan te spreek. Maar weet jy, die skrif in 1 Johannes 3 vers 18 sê die volgende: Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees, maar moet met die daad bewys word. Moet die daad bewys word. En dan in opregtheid. Baie mense kan sê hulle het lief, maar as hulle opreg. So ek wil vir u vanmôre sê, dit is vir my 'n onsaglike vreugde om vanuit die EG Kerk hierdie spesifieke werk wat ons doen, te kan doen. Ons waardeer dit van harte. Nou uiteraard kom ons bediening al 'n taamlike ver pad en ons het verseker nie die tyd om dit alles te bespreek nie. Maar ek wil graag vir u bekendstel aan die lede van ons bediening. Ek self is Anton Lou, my vrou is Nina, my dogter Jana. Ons is 'n span. Ons is dankbaar dat ons hierdie tydperk wat verby is, sê nou maar die 6 maande, die wonderlike voorreg gehad het om voedsel te kon versprei. Sien, dit verwys terug na jou dade. Om voedsel te kan versprei na mense in nood. Dit het die deure vir ons oopgemaak om onder andere aan plaaswerkers Bybels in hulle eie taal te verskaf. Die meeste het nog nooit eers 'n Bybel gehad nie. Mense, dit was vir my so wonderlik. As ons daar aankom en ons klim af uit hierdie motor uit, dan sien jy al
hoe begin die mense glimlag? En hulle weet, hulle kry vandag 'n Bybel. En dit is vir ons 'n ontsaglike voorreg om dit te kan doen. Ons is dus ontsaglik dankbaar teenoor ons Hemelse Vader vir die voorreg om in sy naam vir elkeen 'n Bybel te kan gee. En ons het ook heelwat werk by supermarkte. Ons sê Pretoria, maar weet jy, hier is in hierdie stad van ons 'n hele klomp supermarkte. En daar is geweldig baie werkers. En baie van daardie mense het 'n behoefte aan die Bybel. Ek het onlangs weer ingestap by 'n supermark en iemand, 'n vroutjie wat 'n besonderse pos daar het na my toe gestap en gesê, "U het onlangs 'n klomp Bybels vir ons mense gegee, maar ek het 'n behoefte. Ek het regtig 'n behoefte. Ek het 'n klein gemeentetjie. Ons het nie Bybels nie. Sien jy kans om vir ons 'n paar Bybels te gee?" En dit was my voorreg om vir hulle Bybels beskikbaar te stel vanuit die EG Kerk. Jy het vir ons 'n hele paar Bybels beskikbaar gestel en daai Bybels is aan daardie mense beskikbaar gestel en daar was groot vreugde daarvoor. Mense, ek wil vir julle eerlik sê, dit gaan ook nie net om 'n Bybel in die hand te sit nie. Dit gaan ook om Christelike lektuur beskikbaar te stel aan mense. Daarbenewens wil ek sê, ons het wonderlike materiaal van Dr. Willie Maree. U ken al sy werke, al sy pragtige werk wat hy gedoen het. Ons kon van hierdie boekies in mense se hande plaas. En verder is daar pragtige materiaal wat ons ook kon uit byvoorbeeld Christelike tydskrifte. Op 'n stadium het ons rakke in die winkels gesit, maar ook by vulstasies. Sekere tydskrifte wat ons genadiglik kon ontvang. Het ons daai tydskrifte in die rakke gesit en vir die mense gesê, neem en lees, vat dit vir jouself en wees verseker, dit gaan vreugde bring. So, dit is inderdaad ons vreugde om dit te kan doen. Ek moet vir u sê, Broer Anton, ons tyd loop hoor. dit lyk vir my waarlik asof ek nou nie Ons het 'n veel langer lang kan praat program. nie. Ekskuus. Ek wil vir die eerlik sê, baie dankie dat ons via die EG Kerk hierdie wonderlike diens kan doen. En ek vertrou dat elkeen van u vir ons sal bid, want glo my, broers en susters, ons het gebed nodig. Baie dankie. Baie dankie. Pragtige bediening wat hulle het en dis 'n geloofsbediening. Ons eer die Here daarvoor. Ek wens ons het tyd gehad om te luister na alles wat julle doen, maar daar gaan nog tyd kom. Julle is hier by ons, julle gaan nêrens heen nie. Ek wil tog maar vra dat ons, ek sien daai vyand is vanmôre op volspoed. Sodat ons maar net sal hou by die 5 minute. Ons het 'n jaar gelede onder leiding van broer Harry van Huisteen met die genade van die Here het ons hier begin met 'n evangelisasiebediening, 'n plaaslike evangelisasiebediening. En ons het afgeskop met EE3 vlak 1 wat dan nou opleiding is om ander mense vir Jesus te kan bereik. Ons het begin van hierdie jaar vlak 2 begin en weer 'n vlak 1 en by daardie geleentheid het Henny Kotse ingeskryf vir vlak 1 en ek wil vra Henny dat jy vinnig sal kom deel wat dit vir jou beteken het. Jou getuienis wat jy met my gedeel het. Goeiemôre almal. Ek wil net iets bysê en dit is ek kan nie sing nie, maar ek het vanoggend verskriklik lekker gesing. Met getuig, vertel. En ek dink ons moet dit meer sing. E3 vlak 1. Dit klink soos 'n wiskundesom. Maar dit is die kursus wat ons nou bygewoon het. En
Die kursus, toe hy aangekondig was, het ek 'n gemiddelde lidmaat van die kerk, en dink toe dominee vanoggend gesê 'n kerklidmaat, gedink ek doen genoeg en ek weet genoeg en my geloof is genoeg. En toe die kursus aangekondig is, dink ek, dis die mense wat gewoonlik hulle huis oppak en oor see gaan en die woord gaan versprei en mense gaan voorberei vir die Here. En toe dink ek myself, maar ek wil nie trek nie. Toe laat ek dit nou maar by my verbygaan. Maar so 'n paar maande later kom ek by die huis lekker moeg. My vrou sê vir my, jong, jy moet vinnig maak. Ons moet eet en alles, want ek het vir ons ingeskryf vir die evangelisasie kursus. Ek dog toe, okay, sy wil seker trek. En soos 'n goed opgeleide eggenoot van 48 jaar se getroude lewe, sê ek toe maar niks en vergesel haar toe. Ek was vanaf die eerste oomblik vasgevang in die bewondering oor dit wat ek nie bewus was oor wat in die woord aangaan nie. Ek het met skok geleer dat geloof meer is as wat ek gedink het. Ek het die evangelie geken, ek het dit geglo, maar die plasing van jou volle vertroue in Jesus se hande was afwesig voorheen by my gewees. Ek is eintlik 'n skaam ouetjie en het met my beperkte Bybelkennis het ek nooit gedink dat ek eendag met iemand oor die Bybel of Jesus sal kan praat nie. Ek gaan nou moeilik stilgehou word. Want ek het besef, dis nie ek wat getuig nie, maar dit is die Heilige Gees. Soos daar in Handelinge 1 vers 8 staan. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea en Samaria tot in die uithoeke van die aarde. Alhoewel die kursus daar is om ons in diensopleiding te gee oor hoe ons mense bewus moet maak van die evangelie, het ek self 'n enorme geestelike groei ondergaan. En as ek so gemotiveerd om meer te weet en leer en beleef oor die woord en Jesus, om meer soos Christus te wees, soos in die Bybel staan, Matteus 5:48. Wees julle dan volkome in julle liefde, soos julle hemelse Vader volkome in sy liefde is. Dus gaan ek nou kursusse bywoon wat ons kerk aanbied en hoef ek nie te trek nie. Die kursus word uitstekend aangebied deur Harry van Nysteen. Man, die man het 'n gawe gekry. En met sy Bybelse kennis en geskiedenis vleg hy hierdie goeie so in mekaar, dat jy die hele tyd geprikkel word om meer en meer en meer te wil weet. Dankie, Harry. Ons het ook wonderlike nuwe vriende gemaak met mede kursus lidmate en so ons geloofsfamilie uitgebrei. Ek wens ek kon die kursus vroeër in my lewe gedoen het, want ek is nou 'n ander mens wat uitsien na geloofsgeleenthede, die ander wang draai met 'n nakoming aan my. Dit gaan nog moeilik met taksies. En ek het werklik 'n gelukkiger en voller lewe wat ek nou lei. Ek wil dus veral 'n beroep doen op die jonger mense en lidmate wat die geringste onsekerheid het. As jy vir een of ander tyd iets sê van ek wonder, dan is dit. Om tog daaraan te dink om hierdie kursus te doen ter verryking van hulle lewe. Ek nooi een en almal uit om met my te kom praat oor enige aspek van hierdie kursus ter aanbeveling. Dankie vir die geleentheid. Baie dankie broer Henny. Volgende kwartaal, semester begin ons dan met EE3 vlak 1, wat nou die algemene opleiding, vlak 2 leierskapopleiding, vlak 3 apologetiek, wat jou help om, as jy met ander gelowige mense in aanraking kom, hulle te kan antwoord, en vlak 4 disippelskap. Wonderlik, ons eer die Here daarvoor. Deel van ons evangelisasie uitreike, gaan die spanne, daar's nou oor die 20 mense al opgelei in ons gemeente met die afgelope 2 semesters, oor die 20 alreeds. Ons kyk met verwagting wie gaan volgende semester inskryf vir vlak 1. En ek wil graag een van ons persone wat vanmôre as lidmaat voorgestel is, Skalk Engelbrecht vra om Skalk binne 2 minute as jy kan, net te kom vertel van die uitreike wat julle doen na reddingsdaad, veral in die winkelsentrums asseblief.
Dominee, ek het nie 'n papiertjie gebring nie, soos ek al seker helfte vergeet wat ek wou gesê het. Ek is hier om te praat van die geleenthede wat ons het om uit te reik. Winkelsentrums hier in die omgewing, hospitaal, dan ook Reddingsdaad wat ons nou onlangs begin het, en ook Harmony Oord, waar ons Donderdag middag uitreik. Nou, as hier van julle nou is wat 'n beklemming om die hart kry om te dink jy gaan in 'n winkelsentrum met vreemde mense oor die Here gesels, moenie vrees nie, sluit aan by die EE3 bediening en daar sal ons vir jou leer die tegnieke hoe om dit te doen. En natuurlik moet ons nie vergeet nie, ons doen dit onder die krag van gebed. Soos Dominee nou net gesê het, gebed is uiters belangrik vir die bediening en dit is waar ons leiding kry van die Heilige Gees en waar ons krag ontvang om te gaan dinge doen wat eintlik teen ons natuur is. Winkelsentrums, ja, ons gaan in spannetjies daar met 'n leier uit en dan bid ons vir die tyd, ons vra Here, bring iemand na ons waarmee ons kan praat. So dis in die hande van die Here en dit wat ons doen, ons gaan loop daar rond en ons wag vir 'n geleentheid om met iemand te praat. Ons vra natuurlik altyd baie beleefd toestemming. Ons moet baie vriendelik wees en in liefde uitreik na mense en julle sal verbaas wees hoeveel mense tyd gee om met ons te gesels oor die Here en dit gebeur baie min dat ons op 'n lelike manier afgejak word. Dan Reddingsdaad en Harmony Oord, dit is waar arme mense bly, mense wat hopeloos is, mense wat kwaad is vir die kerk, kwaad is vir die Here, kwaad is vir hulle familie, baie pyn en sulke dinge dra en hulle is nou weer 'n ander tipe uitreik. Daar moet 'n bietjie berading plaasvind, daar moet met lankmoedigheid hulle bedien word en 'n tyd met hulle en 'n pad met hulle geloop word om hulle en so te bedien dat die Here hulle uit daai gat uit haal waar hulle is en om redding te vind in die Here. En ja, ons doen dit alles tot eer van die Here, ons koning. Dankie. Dit dan wat ons Jerusalem betref, nou het u so 'n blik gehad, baie kort, baie oorsigtelik wat ons doen en ek wil u uitnooi, veral ons jonger mense ook, as jy op 'n maandag aand eers begin, jy gaan later sê ek kan nie ophou nie, dit is vir my net te wonderlik. Ons beweeg oor na ons Samaria en ek gaan vir Wim van Rooyen vra, ons gaan net hierdie omruil om vir ons net 'n bietjie te kom vertel oor die werk in Soshanguve en Hammanskraal wat Pastor Sipho daar doen. Baie dankie Wim. Goed, ek wil net vinnig kansie gebruik om die sendingkommissie se goed ook hier vir julle te noem. So die Dominee het voorbrand gemaak en gesê ons gaan dalk 'n bietjie oor die tyd gaan, maar ek vry waarom hy kan al die skuld plaas op die stap 5 sendingkommissie. En as jy regtig 'n groot probleem daarmee het, sluit aan en kom leer ons 'n bietjie om ordentlike tydsbestuur te doen. So goed, Soshanguve, Hammanskraal, die ouer mense in die gemeente of mense wat langer in die gemeente is, onthou van ons projek met Soshanguve. Ons het 'n paar geleenthede gehad waar ons geld ingesamel het en ons het besluit ons gaan dit gebruik om 'n kerk te bou vir die gemeente in Soshanguve. En dit het oor 'n tydperk van ongeveer 3 jaar gevat vir ons om daai fondse bymekaar te maak. En ons het toe nou hierdie kerk gebou en eintlik moet ek 'n paar foto's wys. Dis ons noem dit 'n kerk, maar dit is eintlik maar net 'n skuur. Maar daai mense is so opgewonde daaroor dat hulle nie nat reën nie, dat hulle goed nie weggeraak nie. En daai gemeente is regtig voluit aan die gang besig om vorentoe te gaan en ons ondersteun hulle. So Pastor Sipho was daar gewees en hoewel hy nog in Soshanguve bly, het hulle hom nou opgegradeer, sal ek maar sê, en hy werk nou in Hammanskraal. Ook daar in 'n gemeente wat hulle ondersteun, hy en sy vrou Kloo, en dis regtig, hulle doen harde werk daar, hy stuur vir my gereeld ook foto's van waarmee hulle besig is. Ek wil graag eintlik net dan waarvoor ons vir hulle moet bid, dis eerstens vir die Soshanguve gemeente, die grond waarop die kerk staan, behoort nog nie aan die kerk nie, is of nie oorgedra nie na die kerk toe nie, en daardie proses met die stadsraad van Pretoria gaan seker nou al vir 12, 14 jaar aan, wat daar net nie uitsluiting kom oor hierdie nie. So die rede, ons dink ons weet die rede agter van dit, maar ons gaan nie daai pad loop nie, so ons vra dat julle sal bid vir die grond vir hulle daar.
Dan ook vir Pastor Siepe wat in Hammanskraal werk. Hy moet nou reis om dit te doen. Sy vrou werk in Bryanston, so sy moet ook ver reis en dan nog hulle take daar af te handel, so om vir hom en vir haar te bid en vir sy familie en ook vir hom vir werk. Hy het 'n aparte werk wat hy doen om vir hulle om as 'n gesin te oorleef. En die afgelope ruk het hy nie werk nie, so dit stel hom ook net meer in staat om sy werk te kan doen. So ja, dit is wat ek van Hammanskraal en Soshanguve met julle kan deel. Dankie. Baie dankie broer Wim, ons waardeer dit. Nou gaan ons Wim kans gee om na bo te kom, want ons gaan nou so 'n paar sendelinge op die lyn kry. En tot in Japan gaan ons vanmôre praat. Goed, ek wil graag dan vir Albert van Rensburg kans gee om net kort te kom vertel van die uitreike na Laudium en hoe hierdie EE3 span dan ook moslem evangelisasie doen in Laudium. Baie dankie Albert. Baie dankie Dominee vir die geleentheid. Net gou vinnig hoe ons te werk gaan. Ons kom hier by ons gemeente bymekaar en dan verdeel ons gou die spanne mekaar en wie gaan waar. En dan die Laudium, ons ry gewoonlik voor die tyd. En dan so 6:00 se kant kom ons almal bymekaar by Dastek, daar by die Sasol motorhawe. Dan los ons van die voertuie daar en dan gaan die spanne uit soontoe. Net vinnige agtergrond oor Laudium. As jy inkom by Laudium, ek weet nou of u min wat van julle was seker daar, jy gaan net in verby 'n winkelsentrum aan jou regterkant, dan kry jy massiewe woonstelblokke wat onder die naam die Himalayas gaan, en dan ook onder andere Bangladesh. Nou wat ons daar doen voor die tyd, natuurlik bid ons, en dan hier kan 'n mens werklik waar sien hoe die Here vir ons voorsien met oop deure. Ons gaan werklik waar en ons klop aan die mense se deure, en daar was nog nie een keer wat ons daar was en uitgereik het, wat ons nie by een iemand kon uitkom, om die evangelie met hom of met haar te deel nie. Dan is dit 'n vreeslike diverse gemeenskap, mense oor verskeie lande van die wêreld, onder andere Indië, Pakistan, Somalië, ons het al met ouens gedeel wat van Malawi afkom, so daar het ons in 'n paar geboue het ons wêreldevangelisasie, wat ons mense daar kan bereik oor verskillende dele van die wêreld. Dit is baie opwindend, en dan 'n ander woongebied in Laudium is genoem White Blocks. Nou daar doen ons soos 'n straatevangelisasie. Daar gaan ons ook werklik van huis tot huis, en daar kan ek ook getuig hoe die Here vir ons daar deure oopmaak. Ons het byvoorbeeld een aand, toe kom ons onder en ons klop aan 'n deur by waar ek en Jan hulle moes gaan opvolg doen by mense. Hulle was toe nie by die huis nie, en die vrou bokant maak toe die venster oop, en sy vra so vir ons of sy ons kan help. En net daar kry ons 'n oop deur toe soos haar by haak in. Sy behoort in die Hindoe geloof. Dis 'n wonderlike voorreg, en ek wil vra dat julle spesifiek ook sal bid vir al die uitreike, veral in Laudium en in die plekke waartoe ons gaan. En dan wil ek net afsluit om die Here al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte te gee. Want ons wonderlike voorreg om betrokke te kan wees in sy werk. Baie dankie. Ons kom by ons Judea, die volgende area, en daar het ons vir Sjaal en Annetjie, wat ons nou al 'n hele klomp jare ondersteun, en hulle doen werk in Mosambiek, Zambië, Malawi en ook in Suid-Afrika self. En Wim gaan gou vir Sjaal op die lyn kry, dan gaan ons met hom praat en hy gaan dan nou sê waar is hy op hierdie oomblik en waarmee is hulle besig. Baie dankie. Goeiemôre. Hallo Sjaal. Môre Wim, môre gemeente. Ek gaan net vir jou wys, jy is in die gemeente, ek sit net hier bo. Daar sit almal vir jou en wag en kyk. Ek is bly dat julle kan inskakel daar uit Lusaka uit. Is die krag al terug of is dit nog 'n kragonderbreking daar? Ja, die krag het terug. Ja, die krag het teruggekom. Fantasties. So Sjaal, ek wil vinnig vir jou vra, ek dink 'n bietjie as jy kan terugvoer gee, eerstens net bietjie oor julle disippelskap en julle opleiding van leiers om uit te gaan om die werk te doen. Ja. En dan so 'n bietjie oor julle program in die volgende ruk en dan ja, asseblief 'n bietjie julle die gebedsversoeke ook. Goed, baie dankie. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Dankie gemeente vir julle gebede en dankie vir julle ondersteuning. Ons waardeer dit regtig opreg en dit is wat ons
op die pad hou en wat ons aan die gang hou, is gebede en ondersteuning. Ons waardeer dit regtig. Rondom ons disipelskap opleiding wat ons leiers oplei, ons was nou 6 weke in Kaapstad en in die Weskus was ons besig wat ons leiers opgelei het. Ons bemagtig die leiers, is fasiliteerders. Ons lei fasiliteerders op om die kursus van 242 uur live school te fasiliteer en dit te doen in 'n gemeente. So ons bemagtig die gemeentes, want die gemeentes kom gewoonlik tot by evangelisasiewerk en die volgende fase is disipelskap. En dit is maar gewoonlik 'n leemte in die gemeentes is die disipelskap, want dit gaan oor die karakter van die mens. So die kursus wat ons gebruik is live school. Dit word in 116 lande op hierdie stadium aangebied, dis 242 uur opleiding. In die Kaap en die Weskus was ons baie geseënd geweest, ons het teruggekom, Limpopo toe, ons het gepak en ons is 2 weke daarna het ons gereis. En ons het verlede Sondag begin ry. Deur die genade het dit baie goed gegaan deur die grense en ons het Botswana in, ons het Zambië in en ons het 'n opleiding in Livingston gedoen met 20 leiers wat ons hulle bemagtig vir die live schools. 200 disipelskapskole gaan begin. Nou hierdie 200 disipelskapskole het niks met ons te doen nie. Dit het gekom uit 32 disipelskapskole wat ons in Julie verlede jaar in Zambië begin het. En in Malawi uit hulle geleerdere het hulle gekom en hulle het 200 nuwe disipelskapskole geïdentifiseer en ek en Annetjie gaan die opleidings doen. So dis absolute werk van die Here. So ons is baie dankbaar daarvoor. Julle kan bid vir ons vir daardie pad. En ons kan getuig oor dit wat ons sien, wat nou gebeur. En as ek gelees het, ek lees vanmôre hier in Esegiel, dan kyk ek daar van die dorbene. En dan sien ek, dit is wat presies wat gebeur. Daar's 'n entoesiasme, daar's 'n ywer soos wat die woord praat, wat Paulus van praat onder die mense, wat deur die Gees van God gestig word in die mense, om disipelskap te doen, om te gaan disipels maak. So ons besef, dit is absoluut die werk van die Here. As ons kyk na daai Esegiel 37, as ek dit oorlees, dan sien ek die werk van die Here in dit wat ons nou doen. Dit is niks met ons te doen nie, wat hy absoluut hierdie beroering bring onder die bene, daarin vers 7 wat hy sê, en daar was 'n geruis en 'n beroering tussen hierdie onder die gebeentes van ons mense sal kom. Laat daar 'n opstanding kom, laat daar weer sal vlees aankom, laat daar weer 'n ywer sal kom oor dit wat Jesus deur die kruis vir ons gedoen het. Want ons sien dit hier in Afrika gebeur onder die mense. Ons het dit in Suid-Afrika gesien. Ons het onder ons eie mense het ons life schools gedoen in disipelskap en ons sien dit. En ons bid regtig vir die Here vir dit. Ons vra julle voorbidding vir ons vir die pad. Dis 'n lang pad. Ons gaan tot daar in die weste teen Angola en die Kongo. Van ons in die weste, in die sentrale deel van Zambië, dan gaan ons op noord tot teen Tanzanië by die Tanganyika meer. En dan gaan ons oor in Malawi in Tanzanië kom ons af, in Malawi af, werk ons af, ons het disipelskap opleidings daar, tot onder by die suide van Malawi, en dan kom ons weer terug in Zambië, en dan doen ons die laaste opleiding in die daarvoor. Baie dankie Charles, sien eintlik uit as jy terug is om jou 'n bietjie weer 'n preekie in ons gemeente te hoor, en baie sterkte en ook groete vir Annetjie. Baie dankie Annetjie, stuur ook groete vir julle. Baie seën en sterkte. Vrede vir julle. Dankie. Totsiens. Baie dankie. Dit is dan nou die Judea gedeelte en dit bring ons by die laaste been van vanoggend se diens en dit is dan die uiterstes van die aarde. Ek is so bevoorreg dat ek vir die afgelope 10 jaar self uitreike na Nederland kan onderneem, by die Gospel Mission Bybelskool kan klas gee. Daar's al hoeveel studente wat ek ook onderhande gehad het en ek is maar 'n ou klein sandkorreltjie in hierdie baie groot sandput van die Here. Maar mense is so dankbaar en as ek nou kyk hoeveel van daardie studente byvoorbeeld al in België en ander plekke gaan gemeentetjies plant het en begin werk het vir die Here, dan is dit wonderlik om daar betrokke te kan wees. Die nood in Nederland is baie, baie groot. Ja, mag die Here dit seën. Maar ons het ook dan
die twee pragtige sendelinge in Japan, Elmar en Nadine, en ons vra vir Wim, kyk of jy hulle vir ons in die hande kan kry, en dan gaan ons afsluit met Ivan en Maggie in Papua, en dan gaan ons 'n slotlied sing, die seën uitspreek, 'n slotgebed, en dan is ons klaar. Goed, baie dankie. Hallo Elmar en Nadine, kan julle ons hoor? Ja, ons kan julle hoor. Okay, om een of ander rede lê julle op julle kant, ek weet nie hoekom nie. Ek kan ons draai, As hy daar kom julle nou. Is dit omdat julle in Japan is, dat julle so 'n bietjie ver en onder is? Ek weet nie weer na ons middagslaap die dag. Okay, nog nie opgestaan nie. Ek wil net vir julle wys, julle is dan in die gemeente, ek sit net hierbo. Ek moes eintlik seker gesê het, konnichiwa. Konnichiwa. Ongelukkig is dit nog omtrent die strekking van my Japanees. So, is ons voorreg om met julle te gesels. Ons het julle terugvoer lekker gevolg en die harde pad wat dit was om terug te kom in Japan, so as julle miskien vir ons 'n bietjie kan deel weer en hoe gaan dit nou daar en hoe het julle weer ingeskakel en hoe groot is die sendingveld en ja, en dan ook soos ons altyd vra julle gebedsversoeke. So, gaan gerus voort. En die program in Japan te wees terug in die kultuuraanpassing en ook om weer die taal te begin leer. So ons hoofklas van maandag tot vrydag en ons het beide Nadine het in die oggendklas en ek het in die middagklas en ons het beide omtrent 3 ure dagklas wat ons loop in die taal en die kultuur en dan het ons seker so 3 ure se selfstudie. Ja, maar ons is baie dankbaar om weer terug in Japan te wees. Dit was omtrent 'n hele reistog om terug te kom. En ons is so dankbaar vir die tyd wat ons wel in Suid-Afrika kon gehad het. Dit is nou maandag hierdie week my pa se 1 jaar herdenking wat hy oorlede was, wat hy uit die gemeente begrawe was. So as ek terugdink aan net eerstehand baie ondervinding het om sendelinge te ondersteun en ons beleef dit reg eerstehand. Ja, ons het baie goeie nuus om te deel dat ek swanger is met ons tweede kindjie. Ons weet nog nie geslag nie. Dit is definitief goeie nuus en hulle sê ons alles wat in Japan gemaak is goeie gehalte en goeie kwaliteit. So ons is baie bly dat hierdie kindjie in Japan gaan gebore word en gaan groot word. Ek het net nou die dag in my klas van my juffrou gesê, so hierdie kind gaan soos sy of hy gebore word, baie goed Japanees kan praat, want hy of sy hoor omtrent die hele tyd Japanees. Ja, so ons bediening wat ons nou maar by betrokke is, behalwe dat ons nou moet taal en kultuur, ons bediening wat ons het, is dat ons betrokke by samelewing om ons in die eerste plek en in die tweede plek het hulle ons laat aansluit by 'n gemeente hier in Sapporo, in die stad waar ons is. En ons gaan elke Sondag gaan ons na die gemeente toe, wat ons so bly is oor is dat hierdie gemeente baie sending georiënteerd is en dat hulle baie jong mense het wat ons ouderdom is. En ons maak vriende met hulle, ons oefen ons Japanees soveel as ons kan met hulle. En ons sien ook hoe lyk die Christendom in Japan weer in daai kerk by te woon. En natuurlik kan Nadine ook net 'n bietjie vertel van wat bediening wat sy het in die buitelewe in Japan. Ja, ek dink nou is dit baie keer op informele maniere wat ons bediening doen of ander ouers te ontmoet en dan te kan deel waarom ons in Japan, want mense is altyd gefascineerd hoe kom ons in Japan is en hoe kom ons Japanees leer. So dit is sulke informele maniere of ons nou iemand oornooi in ons huis toe en ons maak vir hulle Suid-Afrikaanse dis of bobotie of hoe ook al. Is dit maar wat ons nou huidiglik doen. Maar September hierdie jaar gaan ons op 'n wat hulle noem 'n center visit wat ons ander gedeeltes van Japan gaan besoek waar OMF ons in 'n organisasie alreeds betrokke is met die oog op die toekoms waar die Here ons wil plaas in die volgende 2 jaar. So nou hierdie taalstudies sal ons dan by 'n training destination wees vir ons dan onder die leiding van 'n dominee geplaas gaan word en dan ook meer leer kan bedien op die lang termyn te verstaan wat die Here gebore sal word in Japan.
natuurlik bid asseblief vir ons dat ons alles nou in Japanees moet doen, behalve van 'n diens geboorteskenk in 'n Japaneese hospitaal waar daar geen Engels is nie. En dan ook bid ook asseblief vir die Japaneese kerk hier so in Japan en die ander sendelinge wat ook hier so is en vir ons om in die veld ook meer betrokke te kan word en mense te kan bereik. Natuurlik net 2% van die Japaneese populasie kan Engels verstaan, so daarom moet ons Japanees kan praat en die evangelie in Japanees kan deel. So ja, bid asseblief vir ons daarvoor en vir ons gesondheid en natuurlik wil ons net baie dankie sê vir julle ondersteuning en gebede vir ons aan hierdie kant. Domo arigato. Baie dankie julle, dankie. Nou is ons al in die kinderbediening se tyd. So ons gaan nog net vir Ivan en Maggie kontak. Ek hoop dat u dit regtig vanmôre waardevol vind om te hoor waarmee is ons hier in Pretoria Oos besig en hoe skakel ons in sodat u met baie meer ywer ook kan saam bid en kan ondersteun. Ons gee dan kans dat jy vir Ivan en Maggie op die lyn kry en daarmee gaan ons afsluit. Goeiemôre julle. Baie dankie dat julle vir ons gewag het. Ek weet ons is heel laat. Ek hoop nie julle moet al gaan slaap nie. Soos ek vir die ander mense wys, ek moet net wys julle is hier in die kerk. Ek sit net hier op 'n ander plek. So daar's die hele gemeente in die preeksel en alles wat julle goed ken want julle is gereeld hier. So ja, baie dankie en ons het so 'n bietjie voor die tyd al gepraat. So gaan gerus voort oor wat ons bespreek. Dankie Ivan, dankie Maggie. Ja, dankie vir die geleentheid om hier te wees vanoggend. Ons waardeer dit. So maar net kortliks bietjie vertel van ons werk in Papua die afgelope 7-8 maande. Ons het teruggekom van Suid-Afrika en ons het geweldige sterk belewe. Eerste paar weke geweldige aanvalle van die vyand. Ons huis ingebreek en die kinders was aangeval, epilepsie gehad en Map het ons laat weet dat hulle ons nie kan keep die pluitlijn nie. Met die hele toch ons bemoedig en weer gebra en ons toch, ons het self gebid of ons wel aangaan met ons bediening in Papua. Maar die Here het ons bemoedig om wel verder te gaan en hy het ons weer die deur oopgemaak om terug te gaan op die demo toe en die oomblik toe ons op die demo kom, die was het daai stryd geluk het. Ek het die geestelike die duisternis geluk het vir ons. Ons het baie seende 7-8 maande in die demo aanvaar. Ivan kon voortgaan met sy 12 studies. Ons het ons huis weer kon skoon kry. Ek het altyd ons plek gevoel met die sonnaskool en Ivan het ook begin om die geestelike termes, Bybelse termes in baie te bepaal, wat wonderlike vooruitgang is en ons het vir die Here se hulp en sy seën ervaar en ook wonderlike dinge begin. Ivan en enkele se genade ervaar en ons sal eerlik baie dankie sê vir ons gebed het. Ons het die einde van Maart uit die uitstel uitgekom vir ons visa hernuwing en iemand se wil vertel net kortliks weer hoe die Here vir ons uit ons gespreek. En sê baie dankie ons self weer die gebede en ondersteuning en ons kan sonder voortgaan. So hou die man vir ons te bid en ja, so hierdie jaar se visa rang wat ons gaan met 'n baie maklike normale visa rang te wees daar. En ek sê kan dit nie. Ons het ook met liewe paspoorte aan die plek en 5 dae voor die visa moes uitkom, toe kom ons agter die persoon met die visas gereël het, hy het ook paspoorte gebruik in plaas van nie 'n paspoort. So skielik as ons sien hier is dit met 'n paspoort wat nou Februarie maand dan gekry vir 'n jaar op 'n paspoort wat Februarie maand dan kan verval. Wel ek bedoel kan 2 dae voor die paspoort moes die visa moet uitgekom het. Het dominee Laurens van Suid-Afrika het net saam gebid en hy sê hy word aan middernag wakker met 'n groot las dat hy nie kon bid. Maar die visa kom uit, en daai volgende dag sê jullie aan daar om die uiteindelik. Daar was ook korrupsie betrokke, hulle was nie geneem aanvaarde van ons laat. Die Here het alles geoorloof. En ons kon die visas kry en ons was nie keer reg vir 'n jaar wat voorlê. So ja, dank die Here vir sy ingryping.
Eerste wat ons beter om te bou, bid vir 'n taalseries of waarmee voort te gaan. Ons kort nog 'n map om in te flip simpel voor loading, om ons proses baie te kom voor loading, bid dat hulle loading kan kry. En ja, bid vir ons gesondheid en elke keer te fiets dat ons sien dat die maande sal hê die dag wat dit baie dankie en ons wat Ja, baie dankie vir julle gereelde terugvoer. Dit is lekker om dit met die gemeente te deel en ja, jammer die tyd het ons 'n bietjie ingehaal, maar ons sal nog op die WhatsApp groep met julle in kontak wees. Dankie dat julle vir ons gewag het. Totsiens. Goed, ek wil u aanmoedig om by die gemeente sending WhatsApp groep in te skakel. Dan kry ons gereeld terugvoer van al die sendelinge af en dan kan u daar sien. Ons gaan ons hoofde buig en ons gaan afsluit met gebed en daarna gaan ons 'n slotlied sing. Ansie, ons gaan net een versie sing, hoor. Net een versie en dan gaan ek die seën uitspreek. Ons bly net so sit. Here, baie dankie dat ons vanmôre net bewus gemaak kon word van die werk wat op hierdie aarde aan die gang is. Baie dankie dat ons betrokke kan wees as gemeente op verskillende vlakke. Ons dankie vir ons eie evangelisasie bediening. Ons dankie vir sendelinge wat oor die wêreld heen werk, wat ons kan ondersteun deur gebede en ook finansies. Dankie vir 'n kerkraad wat 12% van ons inkomste na wêreldevangelisasie toe kanaliseer. En dankie vir elke lidmaat wat getrou is in die gee van tiendes en offergawes, sodat ons dan ook hierdie sendelinge kan ondersteun. Here, help ons dat ons 'n gemeente sal wees wat bruisend sal wees in die sendingveld en wat vir u lief sal wees en wat u taak, die groot opdrag ter harte sal neem. Ons eer u vir hierdie oggend, ons eer u vir wat ons kon leer en kon sien en ons bid gaan voort met die wonderlike werk wat u begin het in Jesus se naam. Amen.